Goeienaand julle en baie welkom van my kant af ook. Welkom vir julle ouens wat aanlyn ingeskakel het. Ons is lekker dat die kerk se footprint eintlik so groot is dat ons mense van reg oor die wêreld kan bereik en ook weet dat die Here daar by julle is soos wat hy vanaand hier by ons is. Nou vanaand se onderwerp intimideer my so 'n bietjie. Ek dink ek voel baie soos Petrus 'n paar weke terug gevoel het toe hy gepreek het oor egskeiding en dis beide ook sake wat ons moet hanteer met groot waarheid en met groot genade en ek hoop regtig dat die Here vir ons sal goed wees vanaand. Voor ons begin dan vandag, kom ek bid vir ons en dan duik ons in vandag se skrifgedeelte in. Ag Vader, dankie dat ons eers na U toe kan kom en dat ons vir U kan kom vra vir genade vir ons Here, want ons is mense wat genade nodig het. En dankie dat U 'n God is wat 'n oorvloed liefde en genade vir U kinders het. Maar dat U ook 'n hart het vir mense wat nie op die pad is nie en mense wat die pad byster geraak het. So Here, help ons asseblief vanaand. Laat die Heilige Gees sagte woorde binne in ons inspreek, woord wat op vrugbare grond val en mag ons ontwikkel en groei as gevolg van dit, Here. Laat dit so wees dat U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie. En dankie Here dat ons ook kan praat oor dinge wat moeilik is binne in die kerk en dat ons U kan vra om ons te help daarmee en ons lewens te verander as gevolg van dit. So Vader, ons sit vanaand in U hande. In die naam van Jesus bid ons hierdie dinge. Amen. Nou ons het so 'n paar weke terug het ons begin met 'n reeks die bergrede. Ons het hom hier in begin November afgeskop. Ons is vanaand dan in week 5 en vanaand gaan ek hierdie bergrede reeks afsluit. Nou die bergrede kry ons in Matteus 5 hoofstuk 5 tot hoofstuk 7 en dis 'n preek wat Jesus gedoen het. Die Engelse gedeelte praat van the Sermon on the Mount en Jesus het hierdie boodskap vir 'n klomp mense gegee en hy het vir hulle riglyne gegee, beginsels waar volgens volgelinge van die koninkryk van hom moet lewe, beginsels wat sigbaar moet wees in hulle lewe en hoe die eienskappe van die koninkryk binne in die wêreld moet lyk. En ons het voorheen ons al bergrede reekse gedoen, maar daar's vir my so ietsie uniek aan hierdie reeks wat ons gedoen het, want soveel mense het ook kom sê dat hulle is 'n bietjie getroef met 'n paar van die boodskappe wat uitgekom het. En ek dink baie van julle het dit dalk ook ervaar dat daar dinge op jou hart gedruk is wat jy voel ek moet aandag gee aan hierdie binne in my lewe. En ons gaan vanaand hoofstuk 7 doen en dis so 'n fenominale hoofstuk binne in die Bybel, maar die ding van hierdie hoofstuk is dit versoek ons om te gaan selfondersoek doen en dis selfondersoek op 'n vlak wat ongemaklik is. Ek gaan nie doekies omdraai daaroor nie. Nou ek het baie kommentare gelees in die voorbereiding om seker te maak dat dit wat ek vanaand hier vir julle sê reg is en reg moet oorkom. En een van die kommentare het gesê hierdie is seker die skerrieste verse in die Bybel. En ek kan nogal saamstem. En die probleem is as ons hierdie scary verses geïsoleerd lees van dit wat rondom dit staan, dan kan ons eintlik heeltemal weggetrek word in 'n ander rigting wat oor ander argumente gaan. Want as ons daai 3 verse lees waar Jesus praat van almal wat sê Here, Here is Christene, maar nie almal wat Christene, alle Christene sê Here, Here, maar nie almal wat Here, Here sê is Christene nie. Dis hoe hy gaan. Dis hoe Jesus gesê het. Dan wonder ons eintlik, kan 'n Christen dan sy verlossing verloor? En is ons wat hierso sit, is ons okay? Nou, beide van hierdie gevalle, beide van hierdie egte en onegte volgelinge glo presies dieselfde en Jesus sê op die oordeelsdag gaan daar 'n skeiding wees tussen hierdie twee. En hy gaan as dit ware vir die een groep sê, jou geloof het jou nie gered nie. En ek dink dis 'n groot ding wat ons moet aanspreek vandag. Nou die vraag wat ons uitdaag is, doen ek die wil van die Vader? En dis vraag wat ons hierna ook kan vra. Is Jesus regtig Here oor my lewe en regeer hy alles wat in elke faset van my lewe? Verstaan ek wat genade is? En lewe ek uit daai genade? En ek dink as ek een ding wil sê voor ons regtig ingaan binne in die moeilike onderwerp van vanaand is, Jesus is lief vir jou. En die laaste ding wat hy vir jou wil sê, is gaan weg van my af. So kom ons gaan kyk vlugtig na daai 2 argumente van of 'n Christen sy verlossing kan verloor of nie. En hoekom dit dan nou ook op 'n dag soos vandag eintlik nie saak maak nie.
Nou daar's hierdie feite tussen twee teenoorgestelde teologiese pole en die een sê, ja, jy kan jou verlossing verloor en die ander een sê, nee, jy kan nie jou verlossing verloor nie. Die ouens wat sê, jy kan jou verlossing verloor, gebruik die argumente dat as jy konstante keuses neem om sonde, doelbewuste sonde te pleeg, terwyl jy weet wat die regte ding is om te doen, dan kies jy in effek teen God, en jy sit jouself op 'n verkeerde pad, in 'n verkeerde rigting, en jy gaan op 'n slegte plek eindig. En hulle gebruik natuurlik, soos wat almal wat hulle opinies vorm, het hulle ook 'n opinie wat hulle uit die Bybel uit vorm, en hulle gebruik Hebreërs 6 vers 4-6, hulle sê, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, en dan nogtans afvallig word, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. So hierdie ouens sê, deur jou lewenskeuses kan jy verlore gaan, en die ergste daarvan is ook dat hulle glo jy vir God kan sê, dankie, dit wat u deur Jesus vir my gedoen het, wil ek nie hê nie. Ek druk u weg, ek druk u op sy. En hulle glo jy kan jou verlossing verloor. Die ander kant glo jy kan nie jou verlossing verloor nie. Hulle sê jy kan nie onwedergebore word nie. En die vers wat hulle gebruik is 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En die grootste gedeelte van hulle argument gaan daaroor dat jy kan nie iets doen wat groter is as dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ek en jy kan deur alles wat ons doen nie ongedaan maak wat Jesus vir ons aan die kruis bewerk het nie. En beide van hulle is goeie argumente. Ons kan na al twee kante kyk en ons kan rede insien by al twee kante. Maar die probleem is veel groter as hierdie argumente, want beide van hierdie argumente trek weg van 'n vaste punt en daar's 'n duidelike indikasie van sekere besluite wat geneem is. Die veronderstelling binne in daai argument is dat jy uit die staanspoor by Jesus was en jy ken vir Jesus en hy ken vir jou. Maar die probleem is, daar's mense wat op 'n pad is en hulle weet nie dat hulle op die verkeerde pad is nie. Hulle is eintlik heeltemal van die pad af en hierdie onderwerp is moeilik, want dit gaan oor Christene wat nie vir God ken nie. So kan ons in die kerk sit en op die verkeerde pad wees. Kom ons gaan na die bergrede toe en ons begin by vers 13 daar in hoofstuk 7. Vers 13 en 14. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. En die pad wat daardeur ingaan en die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen is smal en die wat dit kry is min. So daar's twee poorte, 'n breë een en 'n smal een. Nou om 'n volgeling te wees van Christus is nie maklik nie. Dis nie iets wat natuurlik kom nie. As jy gebore is binne in die Afrikaner kultuur in, dan is jy so half gebore in Afrikaans die taal ook in. En meeste van ons sukkel nie om 10 woorde agter mekaar te kry en dan 'n sinvolle sin te kan praat nie. Party ons kan 'n paar meer woorde gee, maar as ons as Afrikaans sprekendes 'n ander taal moet praat, veral as ons 'n ander taal moet aanleer, dan is dit so baie fokus wat jy moet insit binne om seker te maak dit wat jy sê kom uit op die manier wat jy bedoel om dit te sê. Daar's 'n dissipline en 'n doelbewustheid wat daarin ingaan om 'n taal te leer. En dit wat Jesus sê eintlik is, Christendom vat 'n wilsdaad. Dis nie iets wat jy natuurlik ingebore is nie. Dis nie iets wat net met jou gebeur nie. Jy is nie 'n Christen omdat jy 'n Christelike huis groot geword het nie. Jy is nie 'n geredde Christen omdat jy tradisioneel besprinkel is nie. Jou geloof in Christus vat 'n wilsdaad. Dit vat dissipline en 'n doelbewustheid en 'n fokus om te groei in dit wat nie natuurlik vir my en jou kom nie. So daar's twee poorte en twee paaie wat ons kan loop. Een waarop jy Christendom aanvaar en 'n ander een waarop jy Christendom verwerp. En wat ons nie kan doen nie, is om 'n geloof te hê wat by jou lewenstyl pas. En vir elkeen van ons is dit verskillend, want ons wil graag hê dat ons geloof by ons lewenstyl moet pas. Wyd is die poort en breed is die pad. En daai breë weg is die gemaklike pad en daar's min teenstand. Daar's min dinge wat ons uitdaag. Dis eintlik maar so halwe Gods water oor Gods akker. Anything goes op die breë pad.
Die smalpad is baie moeiliker. Dis 'n ongewilde pad. Mense wil nie daai pad loop nie want dit is moeilik. Jy moet doelbewus lewe op daai pad. Jy moet geestelik gefokus wees en ons kan nie neutraal wees nie. Jy kan nie op al twee paaie gelyk loop nie. Dis of die een pad of die ander pad. Nou tragies genoeg is daar ook breëweg Christene binne in die kerk. En ongelukkig soveel erger, daar's partykeer breëweg mense wat leiers van kerke is. En binne in hierdie gedeelte praat Jesus eintlik van hierdie leiers wat binne in die kerke is. In vers 15 tot 20 praat hy oor hulle en hy sê vir ons mooi hoe ons hierdie leiers kan uitken. Daar staan in vers 18: 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Jesus noem in hierdie gedeelte hierdie kerkleiers vals profete en wolwe. En ek wil jou aanmoedig, maak nie saak in watter kerk jy is nie, en as jy in ons kerk is, meet ons as leiers, kyk of die vrug wat in ons lewe uitspeel, dit wat is wat ons hiervan vooraf verkondig. En as jy iets sien wat nie reg is nie, asseblief, ek is 'n mens, Petrie en Willie, ons is mense, ons het blind spots. Is dit nie soveel beter om ons vroeg bewus te maak van dit wat ons verkeerd doen, eerder as om stil te bly, en miskien is daar 'n lang pad en 'n lang tyd wat verloop, en die kerk wat seer kry in die tyd waar iets hier aangespreek word, en dit kan makliker reggestel word, as wat dit daar aangespreek word, en daar's net carnage op die pad soontoe. Ons het nodig om ons leiers te meet, maar ons het nodig om onsself ook te meet. Elkeen van ons het nodig om te gaan kyk, as ek die Bybel lees, en daar's nie 'n transformerende effek op my lewe nie, dan moet ek gaan hulp vra, en sê ek sukkel met hierdie dinge. Ons moet ons lewens evalueer en kyk of daar kontrasterende dinge na die oppervlakte toe uitkom. Jakobus 3 vers 11 en 12 sê, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. 'n Breëweg week en 'n smalweg Sondag is 'n baie gevaarlike pad om ook op te wees. En wat Jesus dan nou verder gaan in vers 21 tot 28 waar hy die bergrede afsluit, is om te sê dat Christene wat binne in die kerk sit, wat nie 'n transformerende verhouding met God het nie, dat daar gevolge is vir elkeen van daai mense. En daar kan twee mense binne in 'n kerk sit, en die een kan hemel toe gaan, en die ander een gaan nie hemel toe gaan nie. Die een bou op die sand, en die ander een bou op klip. En op die oog af, lyk albei van hierdie strukture dieselfde, maar hulle is op radikaal verskillende fondasies. En hierso is eintlik waar die koue sweet so bietjie by ons begin afloop, want ons besef wanneer ons hierdie gedeelte lees, waar die mense sê, Here, Here, is dit nie mense wat buite die kerk sê, Here, Here nie, dis mense wat binne in die kerk sê, Here, Here. Vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek, deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie. En dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. So het jy God lief. Hoe lyk jou pogings om te groei in jou verhouding met die Here? Nou, geen Christelike pad is sonder foute nie. En as ek terugkyk na my Christelike pad, het ek soveel foute gemaak, en ek weet die duiwel wil so graag kom en sê, jy's nie op die regte pad nie, jy's nie 'n Christen nie, jy's nie 'n goeie volgeling nie. Maar as jy na jou lewenspad kyk, van daar waar jy tot bekering gekom het tot nou, is daar 'n verskil. Het die verskil in jou lewe ingekom van jy gered is? Hoe lyk dit? Want my en jou oordeel gaan kom. En op daai dag gaan daar egte en onegte Christene wees. En Jesus is baie duidelik daaroor. Hy sê nie almal wat sê Here, Here, behoort aan hom nie. Daar's nie net verlore mense buite die kerk nie, daar's ook verlore mense binne in die kerk. En daar's 'n onderskeiding tussen hulle. Egte mense is ouens wat 'n waarlike verhouding met Jesus het. Hulle ken hom en hy ken hulle. En onegte mense lyk aan die buitekant asof hulle die regte dinge doen en die regte dinge sê, maar aan die binnekant
het hulle geen verhouding met Jesus nie. Nou daar's 3 dinge wat egte en onegte volgelinge deel. En dis hoekom as ons kyk na hierdie goeters, dan weet ons dit alleen kan ons verseker nie red nie. Die eerste ene wat egte en onegte volgelinge deel, is dat hulle die regte leer het. Nou, die groot woord daarvan is ortodokse doktrine. Jy glo en volg 'n stel geloofsreëls wat reg is. Nou, in die Nuwe Testament lees ons dat die Ou Testament is oorvertaal, hulle het die Septuagint genoem, van die Hebreërs en Arameërs na Grieks toe, dat die Griekssprekende Jode van daai tyd ook kon verstaan wat in die Ou Testament staan, en die naam van God wat oorvertaal is binne in Grieks, soos wat dit geopenbaar is aan Moses in die brandende bos in Exodus 3, is Kyrios, en dit beteken God, en Griekse Jode het geweet, as jy praat van Kyrios, dan verwys jy na God, en hulle kom na Jesus toe, en hulle praat van hom as Kyrios, hulle noem hom God, hulle weet hy's God, hulle weet hy's die geliefde seun van Vader God, so hulle leerstelling is reg, en egte en onegte mense het hierdie ding dat ons weet, dat Jesus is die Here. Die tweede ding wat ons doen is ons reageer op hierdie wat ons voel, en ons raak emosioneel betrokke binne in die kerk en binne in dit wat ons doen in ons geloofslewe. Nou wanneer die skrif altyd hierdie dubbele aanspreekvorm het, probeer hulle eintlik maar om dit wat die skrywer probeer, daai intense gevoel met die leser te deel. Toe Dawid se seun dood is, toe skreeu hy uit, Absalom, Absalom, my seun, my seun. En in hierdie gedeelte lees ons dat die mense sê, Here, Here, daar's 'n emosionele, intense gevoel hieraan gekoppel. En eg en onegte mense raak opgewonde oor Jesus. Ons het hierdie hartservaring binne in die prys en lofsang wat ons doen. Ons is emosioneel geïnvesteer. Die derde kenmerk wat ons deel, is dat ons almal bedien en dienswerk het. Beide egte en onegte volgelinge kom binne in die gemeente en ons kan saamkom en ons kan werk. In hierdie geval sê Jesus, sê hulle, ons het in U naam met ons kom profeteer, ons het die boodskap uitgedeel, ons het mense na U toe gelei, ons het wonderwerke gedoen, ons het saamgewerk in Street Store, Here, ons het saam op 'n bedieningsarea by die kerk gedien. En dan sê Jesus, ek ontken dit nie. Ek noem nie julle leenaars, julle het dit nie gedoen nie. Wat hy doen, is hy kom en hy ontken die verhouding. En hierdie mense kom, hulle het die regte dinge geglo, hulle was emosioneel geïnvesteerd en hulle was diensbaar gewees. En Jesus kom en sê, ek het julle nie geken nie. Hy het nie sy boekrol oopgemaak en gewonder, maar waar is jou naam? Nou, miskien het ek jou naam op 'n sticky note, sê my nou wie is jou naam? Jesus was nie verbaas of onkant gevang deur hierdie ouens nie. Hy is so duidelik bewus van elke persoon wat by hom is, en tragies genoeg ook elke persoon wat nie by hom is nie. Wat hy sê is, ek het julle nooit geken nie, en ken hier verwys dat daar 'n verhouding was tussen hulle. Hy het nie gepraat van volgelinge wat afgedwaal het nie, dis 'n heel ander saak. Hy het gesê, ek het julle nooit geken nie, daar was nooit 'n verhouding gewees nie, en hulle is verwerp as gevolg van dit. So daar's 2 afleidings wat ons kan maak hieruit. Die een is 'n maklike afleiding en die een is nie so heeltemal so duidelik nie. Die duidelike afleiding is die afwesigheid van hierdie 3 kenmerke. Dat jy glo en dat jy voel en dat jy 'n bydrae maak. As daar afwesigheid is van hierdie kenmerke, dan is daar redelik 'n goeie argument dat jy nie 'n Christen is nie. Aan die ander kant, die aanwesigheid van hierdie kenmerke is nie 'n duidelike indikasie dat jy 'n egte of 'n onegte volgeling is nie. Nou, ons almal wil 'n geloof hê wat intellektueel stimulerend, emosioneel bevredigend en sosiaal betekenisvol is. En ons kan hierdie absoluut hê saam met God, maar jy kan dit ook absoluut hê sonder God. Dit vat 'n wilsbesluit van my en jou om God te leer ken, terwyl ons hierdie dinge doen vir hom. En nou sit jy daar en wonder, hierdie prentjie begin nou vir my bietjie bleek lyk. Gaan hierdie ou vir ons enigstens vanaand hoop gee? Ek wil dit baie graag doen. As ons kyk na hierdie skrifgedeelte, dan is daar 2 dinge wat vir ons uitstaan, wat onderskei ware Christene. En die eerste ding wat ware Christene onderskei, is 'n Here-heerskappy.
dat Kyrios, God, in beheer is van alle fasette van jou lewe. Vers 21 is daai stukkie sê, net hy wat die wil van my Vader doen, dis daai mense wat hemel toe gaan. Nou ons het pas gekyk na dit wat egte en onegte mense deel, waar hulle iets doen in hulle geloof, maar as ons dit omdraai, moet ons eintlik kyk na wat doen jou geloof binne in jou. Het jy enigstens ooit verander as gevolg van ons geloof? Het die Here meer deel geword van jou? Jesus in wie ons glo, moet meer en meer binne in jou inkom, soos wat jy in jou lewenswandel op jou pad is nie. So met ander woorde, as ons kyk hierna, is ek leerbaar, is ek korrigeerbaar en is ek gehoorsaam. Nou, die eienskappe wat ons hierna kyk, dis die eienskappe wat eintlik belangrik is. Die eienskappe van 'n egte Christen is nie dat hulle noodwendig moreel beter is of beter selfbeheersing het as onegte mense nie. Die eienskappe van 'n egte Christen is dat ek en jy ons wil oorgegee het aan die Vader. Ons is teachable, ons is leerbaar. Ons is ontvanklik vir kritiek. Iemand kan iets vir ons sê en ons kan leer daaruit en ons kan beter word as gevolg van dit. Ons is bereid om elke area van ons lewe oor te gee aan God. Nie net die gedeelte waar ons kerk toe kom en hier mooi praat nie. Ons is ook bereid om die ander gedeeltes waar ons by sosiale geleenthede soos 'n braai by betrokke is, dat ons daar ook optree soos wat ons hier optree. Egte Christene is vinnig om te bely. Ons is vinnig om te gaan sê, jammer Here, ek besef dit wat ek gedoen het, is 'n sonde en dat ek U seer gemaak het, vergewe my asseblief daarvoor. Ons is ook vinnig om tot inkeer te kom, om te gaan sê, Here, nou dat ek onverskoning gevra het vir hierdie, hoe maak ek dit reg, volgens U wil en op U manier? Onegte gelowiges aan die ander kant is baie keer op die agtervoet wanneer hulle gekorrigeer word. Hulle spring baie vinnig op hulle perdjie en verdedig dit. Hulle klou so vas aan beheer op sekere areas of op alle areas van hulle lewe en wil graag eintlik gecompartimentiseerde, groot woord, hulle lewe so uitleef. Nou, en die ander gedeelte is ook baie keer gebruik sulke ouens wat meer beheer wil hê, God ook as 'n spaarwiel. Wanneer die lewe verkeerd loop, dan moet God gou inkom en hy moet kom help vir my lewe wat uitmekaar uitval. Maar ek wou hom nie beheer gegee het, toe hy die dinge eintlik kon beheer het nie. So, iemand wat lyk soos 'n egte Christen, is iemand wat die wil oorgegee het aan die Vader en doen wat hy wil doen in alle areas. En is mense wat gehoorsaam is. Nou, Saul het 'n opdrag gekry van die Here toe hy die Amalekiete aangeval het om almal dood te maak. Man, vrou, kinders, bees, donkie, os, esel, alles moet uitgewis word. En wat Saul toe gaan doen het is, hy het 'n klomp van die beste diere het hy uitgehou. En toe Samuel daarby hom aankom, toe sê hy, wat hoor ek, hierdie gebler en hierdie gebulk, wat gaan nie aan? Jy het nie die opdrag van die Here uitgevoer nie. En Saul sê toe vir hom, maar ek het gedink dit sal goed wees as ek die beste van die diere uithou en hulle as offers vir die Here, brandoffers vir die Here teruggee. En toe sê Samuel vir hom, vir die Here is gehoorsaamheid beter as offers. En wat op die einde gebeur het, is die Here het Saul se koningskap op kant gedruk. Hy het hom verwerp. Gehoorsaamheid is beter as offers in die dinge wat ons doen. En wanneer ons dan tereggewys word, wanneer God dit op ons hart druk, deur 'n persoon of deur 'n preek of deur 'n boek of deur lewensomstandighede of deur iemand wat 'n boodskap vir ons bring, dan wil jy dit weet. Want as jy dit nie weet nie, dan kan jy nie leer en jy kan nie reg begin lewe nie, want jy kan nie reageer daarop nie. Ons moet gehoorsaam wees en nie ongehoorsaam nie. Nou, dit was die eerste teken dat Jesus heerskappy het oor alles in ons lewe en ons onderdanig aan hom moet wees. Die tweede ene is dat ons moet begryp wat genade is en dat ons uit genade lewe. Matteus 7 vers 24 tot 27 sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk. En nog het dit nie ineengestort nie, want die fondament was op die rots.
En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Hier's 2 huise, 2 met dieselfde struktuur. Hulle die regte leer, emosioneel geïnvesteer en hulle is diensbaar. En hierdie gelykenis het absoluut te doen met dit wat Jesus in daai 3 verse gesê het van vers 21 tot 23. Dit volg direk daarop, dit hou verband daarmee. Beide van hierdie bring hulle morele pogings en hulle godsdienstige aksies voor die Here. En dis wat hierdie huise verteenwoordig. Dis dieselfde struktuur, maar dis radikaal verskillende fondasies. Die dwaas bou op self, op daai morele pogings en eie prestasies. En as jy op jouself bou, dan kom 'n mens baie keer op 'n tyd waar dit moeilik gegaan op jou lewe en dan wil jy God verantwoordelikheid gee daarvoor. Amper soos die psalmdigter in Psalm 73, Asaf het daar 'n paar mismoedige verse geskryf waar hy sê eintlik is alles vir niks. Ek het my vingertjies stomp gewerk vir hierdie God en alles vir niks. En in so 'n geval kom 'n onegte Christen en hy raak baie keer selfgeldend en sê maar God skuld my hierdie goeders. Ek is goed en daarom moet my gebede beantwoord word. Ek het goed opgetree en daarom moet God my aanvaar. Ek het goed gedoen en daarom moet ek sy guns geniet. En dan word ons soos daai dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. My gehoorsaamheid, my geloof, my efforts, my godsdiens word my fondasie. Die wyse bou sy fondasie, sy huis op Christus alleen, op Christus wat die rots is. En 'n ware volgeling is nie iemand wat trots is nie, of ooit trots kan wees nie, want 'n ware volgeling besef eintlik hoe nodig ons genade het, en waaruit ons gekom het, en dis waaroor hierdie gedeelte gaan, en dis waar ons kan bid, en ons kan eerlik wees met die Here, en sê, Here, ek besef my bekering is maar bietjie halfhartig, my liefde is gebrekkig, ek maak meer foute as wat ek ooit graag sal wil erken, en ek misluk keer op keer, maar Jesus het vir my gesterf. Hy het gekom en hy het die lewe gelewe wat ek u skuld. En omdat ek dit nie kon doen nie, het hy ook gekom en hy die dood, my dood op hom geneem, die dood wat ek moes sterf as gevolg van my sondigheid. En u het my aanvaar as gevolg van dit wat hy gedoen het. U het my verwelkom om sy onthaalwe. En hierdie is wat dit beteken om jou huis op die rots te bou, om daai genade besef te hê, dat ek kan 'n Christen alleenlik wees, deur dit wat Jesus gedoen het aan die kruis vir my en jou. En Paulus het hierdie besef gekry. Dis 'n man wat geweldige Bybelse teologiese kennis gehad het, en op 'n stadium het hy glad nie 'n verhouding gehad met Jesus nie. En Jesus het hom ontmoet op die pad van Damaskus, en sy lewe het verander, en sy oortuigings het verander, en hy skryf in Filippense 3 vers 8, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit alles as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kon kry. Die praktiese toets. So reageer ek en jy binne in storms. Hoe lyk jou huis wanneer die storms kom en jy geskit word? 'n Huis wat gebou is op oorgawe en genade, is 'n huis wat die storm kan weerstaan. Ons gaan 'n lied hier aan die einde sing, wat eintlik so mooi sê van hoe jou lewe kan staan binne in die storms van die lewe. As jy 'n lewe het wat gebou is op selfregverdiging, dan gaan jou huis sukkel wanneer die storms kom, en jou fondasies gaan onder jou uitgespoel word. 'n tweede toets is hoe reageer jy op kritiek en op die woord van die Here. As iemand vir jou kom sê, hoorie, ek sien hierdie ding in jou lewe is nie reg nie, of jy lees in die Bybel, hierdie deel in my lewe het aandag nodig, ek moet daarin verander, die Heilige Gees druk dit op my hart. Hoe reageer jy daarop? Of onderdruk jy dit, of druk jy dit weg?
'n derde ding is, hoe praat jy in gebed? Is God iemand wat 'n regte persoon is vir jou, met wie jy kan gesels soos vriende? Want hy is, en dis die verhouding wat hy met jou wil hê. Hy is nie net 'n idee of 'n opgemaakte storie. Hy's 'n regte persoon wat elkeen van ons wil ken. En die oproep van Jesus dan vandag is, kom bou op my, en kom bou op my alleen. Kom gee jou wil oor, word 'n leerbare, getroue, nederige, gehoorsame kind. En ontwikkel jou begrip van genade en waaruit ons kan lewe. En dat ons niks verdien nie, maar God het alles vir ons reeds gegee. En hy kan die fondament vir ons wees. En laat daai realiteit van God jou hart vul en deurdrenk. Nie net met leerstellings van 'n kerk nie, maar met 'n lewendige verhouding van die Here Jesus. So ek wil afsluit om te sê, hierdie moeilike hoofstuk 7, begin eintlik met 'n gedeelte wat met ons praat oor, dat ons nie oordeel, dat ons skynheilig oordeel oor ander nie. Maar ons moet ook weet, daar is 'n oordeel. En Jesus se dag gaan kom, wat hy vir my en jou gaan oordeel. En dit wat hy nie op daai dag wil sê nie. En ek dink as mense partykeer hierdie gesigsuitdrukking van hom dink en sê, gaan weg van my af, julle wat nie die wil van die Vader doen nie, dan sien hulle dit, dat hy 'n kwaai gesig op sy gesig het. En is absoluut nie die waarheid nie. Dit wat ons lees van Jesus se karakter in die Bybel, dink ek dis die moeilikste ding om vir hom te sê, om mense weg te stuur en te sê, ek is jammer, maar ek het julle nie geken nie. En daarom gee hy ons tyd. Hy gee ons tyd om ons paai reg te maak voordat hy terugkom. 2 Petrus 3 vers 9 sê dit eintlik vir ons so mooi. Dit sê, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Dis die belofte van sy terugkoms. Al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Nou hierdie liedjie wat ons gaan sing, Alive in You, is eintlik so 'n pragtige lied van hoe dit gaan lyk binne in die storms van jou lewe en wanneer dit moeilik gaan en Jesus lewendig is in jou en jy kan lewe binne in 'n wêreld wat moeilik is. En mag dit gebeur. Dis iets wat ek vir jou bid. Maar mag daar ook iets anderster wees. Want ek dink so baie mense kom na ons kerk toe en sê, ons hou van hoe julle dinge hier doen. Julle is nie bang om oor moeilike onderwerpe te praat nie. Julle is die praise and worship is mooi en ons voel so welkom. En dis goed en dis lekker om dit te hoor. Maar mag mense na hierdie kerk toe kom om te sê, julle verhouding met Jesus is iets wat ons wil hê. Dit is wat ons wil lewe. Dit is wat ons wil inspireer binne in ander mense se lewe. En dis my uitnodiging aan jou vandag. Is jy bereid om 'n nuwe toewyding te maak, om jou verhouding met Jesus op so 'n vlak te kry, dat dit ander mense sal inspireer om Jesus beter te leer ken? Kom ek bid vir ons. Vader, om U te ken, oortref alles in waarde. Dankie dat ons U kan ken. Dankie dat U geken wil word. Dankie dat U dit vir ons maklik maak om U te nader. En dat Jakobus ook vir ons so mooi sê, wanneer julle tot my nader, dan sal ek tot julle nader. En Here, miskien is hier baie mense wat van die pad af is, wat werk in die kerk en nie 'n verhouding het met die lewende God van die kerk nie. En Here, mag U ons help vandag om binne in daai vreugde in te beweeg, 'n vreugde wat alles oortref, en 'n vreugde wat meer werd is as enige iets anderster. Dankie Here Jesus vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie vir U geduld met ons en hoe ons stadig groei. En ons erken Here dat dit gaan maar partykeer moeilik met ons. Ons het U hulp nodig. Maar ons maak ons harte oop vandag Here, dat U deur U Gees sal intree daar waar ons tot U nader. Nader tot ons asseblief Here. Dankie dat ons na U toe kan kom. En dat daar nooit 'n pad is wat nie ongedaan is vir U nie. Dat U ons kan gryp uit 'n donkerte of uit 'n verlore pad
en ons weer kan terugsit binne in die lig. So Here, ons vra, help ons asseblief. Help ons as ons afgedwaal is, wys dit vir ons. Maak ons bewus daarvan, sodat ons reg kan lewe. En dankie Here dat ons kan uitsien daarna, dat dit wat U binne in ons doen, U ook sal klaarmaak binne in ons. En ons kan, U sal kan sien op die laaste dag soos wat U werklik is. So Vader, ons sit onsself in die hande in en vra vir U werk asseblief met ons. Elkeen van ons het verskillende behoeftes, is op 'n verskillende plek in ons verhouding met U. En sal U elkeen van ons help volgens ons behoeftes. Dankie Here dat U 'n almagtige God is, vir wie dit nie onmoontlik is om ons uit die verste plekke te gaan haal nie. So ons eer die Vader in die naam van Jesus. Amen.